Kom ons bid saam voor ons begin. Hemelse Vader, ons praat vanaand oor iets wat belangrik is, maar iets wat dikwels verkeerd verstaan word, verkeerd gelees word en baie dikwels ook geïgnoreer word, omdat ons dit nie heeltemal verstaan nie. Ons wil vanaand vra, Here, dat U vir ons geestesoë en ore so sal oopmaak, dat ons die geestelike stryd van die gelowige sal verstaan, en dat ons reg daarop sal reageer. Ek vra in Jesus naam. Amen. U weet, wanneer die geestelike dinge ter sprake kom, dan is mense geneig om terug te deins, om verskeie redes. En ek het nou al so baie keer gehoor dat mense sê, nee wat jong, ek los die duiwel uit, dan sal hy my uitlos. En ek is nou jammer vir julle wat so dink, want dis nie waar nie. Dit is nie 'n geval dat 'n mens die duiwel kan uitlos en dan los hy jou uit nie. Want hy los jou nie uit nie. Ons het een van twee keuses. Ons kan bewustelik in die krag wat die Here vir ons gegee het, die stryd stry, of ons kan slagoffers wees. Jy weet, die enigste wanneer die duiwel jou uitlos, is wanneer jy regtig vir hom geen gevaar inhou. En ek dink nie een Christen wil graag in daai kategorie geplaas wees. Want die oomblik toe ons Jesus Christus as ons persoonlike saligmaker aangeneem het, het ons die vyand van God se vyand geword. Weet jy, die duiwel is nie ons vyand nie, hy is God se vyand. En van die tyd af wat hy homself verhef het in die hemel as Lucifer en toe uitgewerp is uit die hemel uit, is hy vyandig gesind teen God. En Jesus Christus het die vyand volledig verslaan aan die kruis op Golgotha. En daarom kan die duiwel vir God nie bykom nie, hy kan Jesus Christus nie bykom nie, maar sy vyandskap het nie afgeneem nie. So die enigste moontlike manier wat hy 'n slag kan slaan in hierdie stryd, is om die liggaam van Christus op aarde by te kom. Sy doel is om die liggaam van Christus op aarde lam te lê, sodat die liggaam van Christus nie doen wat God wil hê ons moet doen. Nou ek wil sê, daar is 'n paar gevaar areas. En ongelukkig maak mense hulle daaraan, stel hulle aan bloot, hulle maak hulle skuldig daaraan. Die een is dat jy die duiwel ignoreer en maak asof hy nie bestaan nie. Die ander is dat jy vir hom bang is en vir sy bose magte. En dan die ander een wat net so gevaarlik is dat jy begin behep raak met hom en op hom begin fokus. Nou al drie daardie goed is ewe sleg vir jou en ewe hopeloos. Die enigste manier wat ons deur hierdie gevare wat hy vir ons stel kan kom, is om op Christus te fokus. Want ons oorwinning oor die magte van die bose is deur Christus en in Christus, want hy het reeds die oorwinning aan die kruis op Golgotha behaal. So, ons fokus is altyd op Jesus Christus. Maak nie saak wat ook al gebeur nie, jou fokus is op Jesus Christus. Ek het gesê die duiwel wil probeer om die werk van Christus aan die kruis minder te maak, deur ons as die liggaam van Christus lam te lê op aarde. Hoekom ek dit sê, is Jesus het weliswaar die volledige oorwinning in die gees behaal. Maar ons as die liggaam van Christus moet dit hier op aarde afdwing. Jy weet, die vyand veg 'n gorilla oorlog. Hy kom nie op 'n openlike manier nie. Hy kom op allerlei subtiele maniere.
Jesus Christus het self die duiwel die owerste van hierdie wêreld genoem. En hoekom Jesus dit genoem het, is omdat hy weet, die vyand het feitelik elke area van die wêreld geïnfiltreer. En deur ons wêreldsgesindheid, wil ek amper sê, is ons slagoffers vir hom. Jy weet, hy funksioneer in die duisternis. Ons sê baie keer, die stryd is 'n stryd tussen lig en duisternis. Nou wil ek vir u sê wat ek bedoel as ek sê ons wêreldsgesindheid. Die feit dat ons so min sigbaar verskillend is van die wêreld as Christene, is daardie area in my lewe, wat ek nog nie volledig aan Christus oorhandig het nie, is nog 'n potensiële slagveld. Die duiwel het as ware nog die reg daar, die lig van God het nog nie oorwin daar nie. Want ons lees in die Bybel dat die lig sal die duisternis oorwin. Die duisternis kan nie staande bly teen die lig nie. So my veiligheid is in daardie opsig daar dat ek my lewe regtig oopstel vir die Here se werking en vir die werking van die Heilige Gees. Want dan het die vyand amper nie geleentheid om my by te kom. Daar's een skrif wat ek vir u vanaand wil sê, en dit is vir my so 'n belangrike skrif. Jakobus 4 vers 7. Onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van jou af wegvlug. Kan jy verstaan hoekom ek dit sê? As ek volkome onderworpe is aan Christus, wat beteken dit om my te onderwerp aan hom? Dit meen ek gee my wil, my ambisies, my gesindhede, kom ons noem dit op. Ek oorhandig dit aan die Here. Jy weet, 'n mens hoor so dikwels dat Christene wat werklik lief is vir die Here, sal sê, nee, ek sal dit nooit doen. Wie praat daar? Is dit my wil of God se wil? Kan jy sien hoe maklik ons dit sê? Ons sielsdimensie, daai deel waar die emosies, die wil en die verstand is eintlik op die ou einde, wanneer dit kom by ons oorgawe aan God, die moeilikste deel. Want my wil sê ek wil, of ek wil nie. My kop sê vir my ek dink, of ek dink nie. En my emosie sê vir my ek voel, of ek voel nie. En weet jy, daardie 3 goed hoort eintlik nie heeltemal in ons Christelike lewe nie. Maar dis 'n moeilike saak. Dis 'n moeilike saak om werklik jou oorgawe te maak. Want ons is mos groot gemaak om selfstandig te wees, of vir jouself te dink, om al hierdie dinge te doen. En dan het ons mos maar ons ingebore selfsugtige streek. Nou praat ek van die individu in die liggaam van Christus. Elke een van ons individueel is die teken van die vyand, want dit is net ons individueel wat hy kan bykom met sy aanslag. As ons as liggaam van Christus sou saam staan, in die ware sin van die woord, dan het die duiwel nie, ek het lus om sê, nie 'n katse kans nie. Maar nou weet ons mos, dit werk nie heeltemal so. En daar's 'n gesegde, 'n wêreldse gesegde, wat ek al baie keer gesê het, ek dink die duiwel verstaan dit dan baie mooi, en dit is divide and rule. So, hy teiken elke ene van ons, en waar teiken hy ons? Hy teiken ons in ons swak plekke. En nie een van ons se swak plekke is dieselfde nie, maar hy weet baie goed wat is ons swak plekke. En dan, die grootste slagveld van hierdie aanvalle van die vyand is hier, in ons gedagtes. In ons gedagtes kan ons die stryd wen of die stryd verloor. Want ek dink nie ons besef hoe sterk invloed ons gedagtes
op ons lewens het nie, op ons optrede, op ons dade nie. So ek wil sommer vandag vir u so sê, wanneer dit by ons gedagtes kom ons maak 'n keuse. Kom ons sê, Here, neem beheer oor my gedagtes. As ons in die môre bid, dan maak dit deel van jou gebed. Ek onthou toe ek die Here leer ken het ek nogal 'n taamlike sterk wil gehad. En my ou verstandjie het nogal taamlik sterk op die troon gesit. En ek moes baie gereeld vir die Here sê, Here, ek gee my wil nou vir u. Ek oorhandig hierdie wil. Ek oorhandig hierdie intellek, hierdie denke. Ek gee dit vir u. Gebruik dit tot u eer en verheerliking. Maar moenie laat ek in my denke 'n struikelblok van my eie wandel met u wees nie. Nou, hoe kry 'n mens dit nou reg? Want weet jy, waardeur word ons denke beïnvloed? Ons denke word deur die samelewing beïnvloed. Ons denke word deur die media beïnvloed. Die koerante wat ons lees, die nuus wat ons kyk, die gesprekke wat ons het, beïnvloed ons denke. En dis daar waar ons 'n keuse moet maak. Weet jy, daai tyd voor die 1994 verkiesing, wat die hele wêreld en die meeste Suid-Afrikaners gedink het, nou is dit die einde van ons beskawing hierso. Dit was so erg dat ek eendag in Pretoria in 'n winkel inloop en al die rakke is leeg en ek dink, maar wat gaan hier aan? Toe onthou ek, o ja, almal koop kos en gaar kos op. Maar ek het daardie tyd, het ek 'n besluit geneem en ek staan vas op daai besluit. Ek het gesê, ek kan nie die TV-nuus glo en God gelyktydig glo. Dis onmoontlik, want dis twee pole. En toe het ek daar 'n keuse gemaak en gesê, wat glo ek voortaan? Wie glo ek? Die media, wat op sensasie uit is, of glo ek die woord van God? En weet jy, ek het die keuse gemaak en ek is so dankbaar dat ek het gemaak. Wat het die Here nie vir ons gedoen in 1994? Ek het dit, dink ek, vir u al genoem, dat ek deel was van 'n TV-program, 'n dokumentêre program wat wêreldwyd versprei is. 'n uurlange program wat ons opgeneem het, en ons het met die hele spektrum van koerantmanne, politici, kerkmense, van heel ver regs na heel ver links gepraat. En daar een duidelike boodskap deurgekom. God het ingegryp in hierdie land. Kom ons neem ons voor. Ek gaan kies om die Here te glo. Jy weet, daar staan in Jeremia 29 vers 11, staan daar, ek weet wat ek vir julle beplan. Ek beplan vir julle 'n toekoms. Nee? God sê, hy het 'n toekoms vir ons. Hy het 'n toekoms vir ons as sy kinders. Hoekom? In die eerste instansie, omdat hy vir ons lief is, maar in die tweede instansie, omdat hy ons wil gebruik om sy koninkryk hier op aarde te vestig. Ek kom elke keer terug na daai gebed wat Jesus Christus vir ons gebid het. Hy het gesê, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied op aarde net soos in die hemel. Dis die gebed wat die Here vir ons geleer het. En moet ons nie miskien maar die antwoord op ons eie gebede opraak nie. Terwyl ek nou so van die koninkryk praat, weet jy, ons bid maklik vir ons eie gemeentes. Ons bid maklik. Maar is dit nie miskien tyd dat ons weier kyk as ons eie gemeente nie? Is dit nie miskien die Here se wil al lankal van daai gebed van Jesus se dae af, dat ons weier kyk? Dat ons miskien vra, Here, wat wil u? Wat is u wil? Nou, daar sal altyd verskillende maniere van aanbidding wees. Ek glo dit. Omdat mense verskillende behoeftes het en omdat mense verskillende voorkeure het. Maar weet u, Jesus Christus kom sy bruid haal, 'n
bruid. Hy kom nie 'n hele paar bruide uit verskillende rigtings aan nie. Hy kom 'n bruid aan. En God is besig om sy seun se bruid bymekaar te maak hier op aarde. Uit alle verskillende vorms van aanbidding. Dink deur gebrek aan eenheid gee ons baie keer vir die Here. Nie vir die Here nie, maar vir die duiwel 'n voethoud. Ons gee vir hom 'n voet in die deur. Ons gee vir hom 'n geleentheid om te werk. Wat lees ons? In 2 Korintiërs 5 vers 7 lees ons lewe deur geloof, nie deur sien nie. Ons lewe deur geloof, nie deur sien nie. Waarop vestig ons geloof? Op wat die woord van God ons van God sê. Ek wil vir u net vinnig 'n getuienis gee. Jare terug toe ons in Suid-Amerika besig om te bedien daarso, en 'n vrou kom eendag na ons toe en sy sê, julle kom nooit daar na die verre suide toe nie. Niemand kom ooit soontoe nie. En wil julle nie asseblief vir die Here vra dat daar van julle soontoe sal kom volgende keer? En ons gaan terug Suid-Afrika toe en ons bid en ons sê, die Here moet ons asseblief help om daai roepstem uit Macedonië uit, as ek dit so kan noem, te antwoord. En ons het vir amper 2 jaar gebid, en die ouens by die huis het bly bid. En toe besef ons dat ons nie die hele span kan vat nie, dis te ver en te duur. En toe 2 van ons besluit, ons gaan agterbly en ons sal afgaan na die verre suide toe. En die res van die span kom terug Suid-Afrika toe. En ons het hulle afgesien daar op die lughawe in Buenos Aires. Eintlik het ons hulle by die bus afgesien, op pad lughawe toe, en ons 2 het gaan soek vir 'n reisagentskap, om kaartjies te koop om na die verre suide te vlieg, want dit is meer as 3000 kilometer. En ons is in die reisagentskap, en ons vra vir kaartjies na Tierra del Fuego, dis die omgewing in die stad, waarna toe ons gaan, se naam is Ushuaia, en dit beteken letterlik the uttermost part. Dit is die uiteinde. En toe ons hoor wat die prys is vir die kaartjies, toe besef ons het heeltemal te min geld, ons het net genoeg om daar te kom, ons het nie genoeg om terug te kom. En ons staan so in die reisagentskap, so 'n smal, lang gebouetjie, en ons staan sommer daar en ons bid, en ons sê, Here, maar u het mos nou die hele tyd geweet wat hierdie kaartjies kos. Dis mos nou nie vir u 'n verrassing. En ons staan nog so en bid daar, kom 'n vrou by die voordeur ingestap. En ek kyk die vrou so, ek sê vir my kollega, jong, daai vrou lyk net soos die een wat ons na die verre suide toe genooi het. Maar dit kan mos nie wees nie. Sy is mos 3000 kilometer hier vandaan. Weet jy, en ons kyk, en sy sê ook, ja, sy dink dit is die vrou. Nou die Suid-Amerikaners, die Argentyne het almal swart hare, en as hulle 'n bietjie geld kry, dan kleur hulle hare, of spierwit of bloedrooi, en hierdie vrou het rooi gekies. En so rooi laat jy haar onthou na 2 jaar. In elk geval, ons besluit, ons gaan na haar toe loop, en ons gaan vir haar in Spaans groet. Die evangeliese Christene daar groet mekaar broer en suster. En ons gaan haar toe loop en ons gaan vir haar groet. En as sy 'n Christen is, dan gaan sy nie dink snaaks nie, maar as sy nie 'n Christen is nie, dan gaan dink sy ons is mal, maar dis ook maar okay. En ons loop na haar toe en ons sê, "Buenas tardes, hermana." En sy kyk op. Sy sê, "Kom julle." Toe is dit waarlik daardie vrou. Weet jy hoe gebeur dit toe? Nou jy weet, die mense sê mos 'n toeval. Daar is nie so 'n ding soos 'n toeval. Sy het 'n familielid van haar wat in Uruguay woon, die aangrensende land, is skielik dood. En sy moes van die verre suide af deur Buenos Aires kom om Uruguay toe te vlieg vir die begrafnis. En sy is toe op pad terug na die verre suide toe. En toevallig gaan sy om haar binnelandse vlugkaartjie te kry in dieselfde reisagentskap
waar ons gaan vra vir ons kaartjies. Nou dit in 'n stad van 14 miljoen inwoners. Glo u nou dit is toevallig? Maar in elk geval, ons sê vir haar, ja, ons is eintlik hier om kaartjies te koop, maar ons het nie genoeg geld nie. Ons kan nie daar. Sy vra, kan julle daar kom? Ons sê ja, ons kan daar kom. Sy sê kom, ons sal sorg dat julle terugkom. Weet u, toe het ons die voorreg om die heel eerste jeugkamp wat in daardie puntjie, daai Tierra del Fuego skiereiland gehou is, te kon doen. En daardie aand, daardie naweek, toe red die Here 250 jong mense en hy vul hulle met sy gees. Die predikantjie, so 'n Marietjie. Dit was so 'n klein kerkie, 'n man soos 'n so. En toe die tweede dag, toe kom hy na ons toe sê hy kan hy met ons gesels. En toe hy begin praat, toe begin hy huil. Toe sê hy het vir die Here gesê, as die Here nie nou vir hom hulp stuur nie, dan gee hy op. Want hy kan nie meer nie. En daar gee die Here 'n inspuiting vir daardie jong man, en vir daai gemeentetjie, en vir daardie jong mense. En so 2, 3 of 4 jaar later, toe het ons weer die voorreg om daar te kom, toe het hulle 'n pragtige nuwe gebou, waar hulle kerk hou. En hy was so eensaam. Hy het gesê, ag, en bid tog asseblief vir my vrou, vir 'n vrou. En toe die Here in die tussentyd ook vir hom 'n pragtige vrou gegee, wat 'n diep gelowige is, en wat hom bystaan in sy bediening. Maar sê nou, hoekom ek nou die hele storie vertel? Sê nou net, ons het daai dag in daai reisagentskap gesê, o, liewe land, ons het seker die Here verkeerd verstaan. Nou moet ons vinnig maak, dat ons ook op die lughawe kom, dat ons saam met die ander ouens kan teruggaan Suid-Afrika. Ons geloof is gevestig in die absolute getrouheid van God. As hy gesê het, as hy beloof het, dan sal dit so wees. Jy weet, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, en om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien. Dit staan in Hebreërs 11 vers 1. Nou sê baie mense, ja, maar mense het maar verstand ook gekry. Ja, weet, nuttige ding die verstand van ons, maar 'n ding wat baie in ons pad kan wees, as dit by geloof kom. Eintlik, as 'n mens mooi kyk na die geestelike stryd van die gelowige, dan ons as gelowiges net een van twee keuses. Ons kan slagoffer wees, of ons kan oorwinnaar wees. Daar's eintlik nie 'n middeweg nie. Maar om oorwinnaar te wees, moet ons 'n paar keuses maak. Ons moet 'n paar besluite neem. Ons moet sê, glo ek werklik dat God bedoel het, dat ek eenvoudige mens met baie foute, dat ek 'n verskil kan maak. En dan die tweede ding, glo ek werklik dat God bedoel dat sy kerk, die liggaam van Christus, die verskil moet maak. Nou, ons is mos nie hulpeloos nie. God het mos vir ons sy krag gegee. Ons het nou die aand gelees in Efesiërs 1, dieselfde krag wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, is werksaam in ons wat glo. Nou ons vraag is, glo ons? Ons het die krag. Dit is tot ons beskikking. Glo ons genoeg om ons geloof te laat oorgaan in dade? Nou wil ek vir u 'n ou bekende verhaal gebruik as voorbeeld. Ons ken almal die verhaal van Dawid en Goliat. En die meeste seuns het gedink, as ek daarom met 'n ketting kan skiet, soos Dawid met 'n slingerveld kan gooi. Maar weet jy, as 'n mens as gelowige weer na daardie verhaal kyk, dan besef jy dit niks met Dawid se vaardigheid met die slingerveld te doen. Kom ons kyk net wat het daar gebeur. Ons lees in 1 Samuel 17 storie. Van die Israeliete se weermag wat hierdie kant van die vallei is, en die Goliat se mense, die Filistyne is aan daai kant van die vallei, en vir 40 dae
het hierdie reus Goliat uitgekom en vir die Israeliete vertel, as julle my nie kan wen nie, is julle ons slawe. En ek is oortuig daarvan, dat daai klomp Israeliete in hulle koppe, na 40 dae se dreigemente, klaar die slawe van die Filistyne was. Want hulle het geweet, die een van hulle sien kans vir hierdie reus nie. En hier kom Dawid, skaapwagter, om kos vir sy broers te bring. En hy hoor hierdie uittarting van hierdie Filistyn. En hy sê, daar lees ons in 1 Samuel 17 vers 26, wie is hierdie heiden, hierdie Filistyn, dat hy die linies van die lewende God verkleineer? Kan jy sien? Wat sê Dawid? Wie sy eer is hier op die spel? Israel se eer? Nee, God se eer is op die spel. Wie is hierdie heiden, dat hy die linies van die lewende God verkleineer? En dis omdat God vir Dawid belangrik was, dat hy gesê het, ek sal hom gaan wen. Nou, u ken die hele storie oor hoe hulle vir hom uitgelag het. En toe sou hulle uiteindelik vir hom die wapenrusting wil gee en so aan. Toe sê hy nee. Toe sê hy, die Here wat my gered het uit die kloue van die leeu en die kloue van die beer, hy sal my red uit die mag van hierdie Filistyn. Dawid se vertroue en geloof in God se krag is getoets met die leeu en die beer. Hy het geweet. Ek het nie die krag gehad om 'n leeu te oorwin nie, of die krag gehad om 'n beer te oorwin nie, maar die krag van God, wat deur my werk, omdat ek 'n gelowige is, het my in staat gestel om dit te doen. En toe kom hy aangestap met sy klippies en sy slingervel en sy herderstaf, en Goliat spot hom. Hy sê vir hom, ek 'n hond, laat jy na my toe kom met klippe en stokke. En wat sê Dawid vir hom? Vandag sal die Here jou in my mag oorgee. Voordat hy 'n klippie gegooi het, voordat iets gebeur het, sê Dawid, vandag sal die Here jou in my mag oorgee. En dan sal hierdie hele skare besef dat die Here nie deur die swaard of die spies verlos nie, maar dat die oorlog aan die Here behoort en dat hy julle in ons mag oorgee. Is dit nie 'n wonderlike tyd? Is dit nie 'n wonderlike verklaring van oortuigde, beproefde geloof nie? En is dit nie hoe ons elke moontlike aanslag van die duiwel moet sien? Dit gaan nie oor ons. Hoekom moet ek 'n oorwinnende Christen wees? Terwille van myself? Nee. Terwille van Jesus Christus, wat vir my die volle prys betaal het, en wie se verteenwoordiger ek is. Ons lees in 1 Johannes 3, lees ons dat Jesus, daar staan, die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel te vernietig. Die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel te vernietig. En dan lees ons in Johannes 20, dat Jesus vir sy disippels sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Wat sê dit vir ons? Ons is nie oorwinnaars om te kan sê, ek is nou oulik nie. Ons is oorwinnaars omdat ons werk het om te doen hier op aarde. Want as ons om elke hoek en draai deur die vyand gepootjie word, dan kan ons nie ons werk doen nie. En omdat ons miskien bang is vir hom, sit ons mooi stil in ons hoekies. Broer en suster, kom ons vra regtig vir die Here om ons geestesoë te verhelder, sodat ons kan sien wat sy doel met ons lewe is, wat sy plan is. Ons het werk hier op aarde. Ons is bedoel om as oorwinnaars te lewe, sodat ons
die werk wat Jesus Christus reeds aan die kruis op Golgotha gedoen het, kan implementeer hier. Ons moet dit vestig. Want solank as wat ons dit nie doen nie, wen die duiwel. En weet jy, as 'n mens 'n tenniswedstryd het, byvoorbeeld, enige wedstryd, en die een deelnemer daag nie op nie, dan sê jy, daai persoon het uitgewen by default. As ons nie doen wat die Here van ons verwag nie, wen die duiwel by default. Hy wen omdat ons nie opgedaag het. Nou, ek het gesê, die Here het ons definitief nie agtergelaat kragteloos nie. Hy het ons alles gegee wat ons nodig het. Ons lees daar in 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God, wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Nou wat is 'n vesting? Ons weet in 'n oorlogssituasie is 'n vesting, Engels stronghold, daar waar die vyand hom ingegrawe het. Daar waar hy homself beveilig het, waar hy sterk staan. Nou wat is die vestings in die geestelike sin? Iemand het dit eendag baie mooi opgesom. Hy het gesê, 'n vesting is in jou gedagtes. Die dinge wat jy aanvaar as onvermydelik, maar wat nie die wil van God is nie. Kom ons kyk nou, ek wat daar uit Gauteng uitkom. Mense aanvaar misdaad as, is nou maar so, onvermydelik. Ons bou ons mure hoër en ons sit draad of elektriese heininge of alarms of wat ook al. Ons gaan nie na skemeraand uit ons huise uit en al daai soort van dinge. Dis 'n vesting, want misdaad kom nie van God af nie. Dit is 'n ding wat teen die wil van God is, wat ek aanvaar as onvermydelik. En die vyand slaag daarin om 'n vreesigose dwars deur ons land te vestig. Hoeveel mense is daar wat nie kans, ek praat nou van stedelike gebiede, hoeveel mense is daar wat nie kans sien om saans kerk toe te gaan nie, oor hierdie ding? Is dit die Here? Nee. Nou kyk ons, ek het net nou gesê, ons besef nie hoe absoluut noodsaaklik die jeug, ons gebede vir die jeug is nie. Nou sê ons, die jeug, kyk, is 'n vervalle, onsedelike spul, met dwelms en allerlei verkeerde goede. Is dit God se wil? Nee, dis nie God se wil. Wat gaan ek daaromtrent doen? Gaan ek dit aanvaar en my onttrek daaraan en sê, wat het van die wêreld geword? Of gaan ek iets daaromtrent doen? Kan jy sien? Kan jy sien dat dit by ons die liggaam van Christus geleë is, of die oorwinning gaan behaal word, en of ons almal slagoffers gaan wees? Ons het werk. Romeine 5 vers 17 sê, die wat oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. In hierdie lewe. Die ou vertaling sê, in die lewe heerskappy voer. Dit is God se bedoeling met ons. En gebed is ons kragtigste wapen. Maar ek het nou die aand toe ons gepraat het oor intersessie, het ek gepraat van ons gesagsposisie in Christus. Efesiërs 2 vers 6. In Christus het hy ons saam met
Hy het ons saam met Christus in die hemelse plekke laat sit. Ek is altyd so deur mekaar met die nuwe en die ou vertaling. Dit vanuit daardie posisie wat ons die geestelike stryd kan aansê. Maar die vyand sal alles in sy vermoë doen om ons daardie gesagsposisie te ontneem. Wat hy weet, as ons daardie gesagsposisie inneem, as ons weet waar ons staan met Christus, wie ons is in Christus, dan het hy klaar verloor. Daarom is die vyand so bang vir Christene wat bid. Het u al opgelet? As jy begin bid, of nou wil bid, wat gebeur nie alles? Jou foon lui, die oordeurklokkie lui, jy onthou skielik dit, jy dat, so gaan jy aan. Nee. Wie sit daar agter? Die een wat nie wil hê, jy moet bid nie. Mens sien tog baie keer in films, deesdae skiet hulle met allerhande laserwapens in die ou dae met swaardgevegte geveg, maar iewerster in 'n aksie rolprent word die booswig en die held in 'n geveg met mekaar gewikkeld. En 9 uit die 10 keer is dit die wapen wat die geveg se uitslag bepaal, wat die oorwinning bepaal. Here het vir ons gebed gegee as een van die kragtigste wapens. Maar daar's nog ander wapens ook. Ek het nou genoem hierdie posisie van gesag. 'n Vrou met die naam Jessie Penn Lewis het een keer in 'n boek van haar geskryf, geestelike of gebedsoorlogvoering is doodgewoon om ononderbroke die krag van die voltooide werk van Christus oor die magte van die bose aan hom voorthou, aan die vyand voorthou, in hulle aanval op 'n persoon of op 'n plek. En jy doen dit totdat die oorwinning behaal is. Wat beteken dit in eenvoudige taal? Dit beteken om net vir die duiwel daaraan te herinner, jy klaar verloor. Jy klaar verloor. Ons lees daar in Kolossense dat die Here sê, hy is uitgeklee as die verloorder. Hy weet dit, maar hy wil hê ons moet dit nie glo nie. Ons moet verdedig vanuit hierdie posisie van gesag, ons moet aanval, ons moet bind en ontbind, ek het daarvan al gepraat, ons moet weerstaan, bevry en heers. In Lukas 10 vers 19 lees ons, kyk, ek het aan julle die mag gegee om op slange en skorpioene te trap, om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets julle enige leed aandoen. Dis Jesus wat dit gesê het. Ek dink nou aan 'n voorbeeld wat ek een keer gehoor het. 'n Man uit Afrika, prediker uit in een van die Afrika lande, het dit vertel. Hy het gesê sy pa was die koning van daardie omgewing, die hoofman. En vandat hy 'n klein seentjie was, as hy die straat afkom, dan maak almal vir hom pad, want hy is die koning se seun. Hy sê, ek is nou die seun van die koning van die konings. En elke bose mag sal voor my pad gee, as ek die straat afkom. Moet dit nie ons gesindheid wees in die gees nie. Ons is mos seuns en dogters van die koning van die konings. Ons reëse is hierdie dinge wat ons om ons sien. Soos ek nou gesê het, morele verval, misdaad, die ekonomiese ineensinking. Kom ons noem 'n klomp op, dit maak nie saak. Ons ken hulle almal. En dan het ons nog ons paar individuele groot Goliate ook, wat vir ons moeilikheid gee. Wat glo ek? Johannes 10 vers 10 sê, die dief het gekom om te steel en te slag en uit te roei. Ek
dit is Jesus Christus, het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Christus het die volle prys betaal vir daardie oorvloedige lewe. Hy verwag van ons om die prys wat hy betaal het te benut en 'n oorvloedige lewe te hê. Jesus is ons voorbeeld. Ek het net nou gesê, die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot nul te maak. En ons is sy verteenwoordigers. Ons uitdaging is om oor te gaan tot aksie. Weet jy, ons glo basies almal hierdie dinge wat ek nou net gesê het. Ons glo dit. Maar ons kom nie by die punt wat ons iets daarmee doen nie. 'n voorbeeld daarvan is, daar waar Moses en die Israeliete by die Rooi See gestaan het, en die Egiptenare op hulle afgestorm het van agteraf. Moses het net so 'n paar skrifgedeeltes vroeër in vers 14, in Exodus 14 vers 14, het hy vir die Israeliete gesê, moenie bekommer nie, bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. En net so eentjie verder, roep hy baie benoud tot die Here. En wat sê die Here vir hom? Die Here sê vir hom, waarom roep julle so benoud na my? Sê vir die Israeliete, hulle moet verder trek. En jy, lig jou kierie op en steek jou hand oor die see uit en kloof dit oop, sodat die Israeliete op droë grond kan deurgaan. Dis asof die Here vir hom sê, toe, doen iets. Maak nou wat jy weet jy kan maak. En dit is wat die Here vir ons ook sê. Hy wil vir ons sê, gebruik dit wat ek vir julle gegee het. Gebruik daardie opstandingskrag. Gebruik daai gesagsposisie. Dit is daar, om gebruik te word. Daar's nog ander wapens ook. En die woord van God is een van ons sterkste wapens. Toe Jesus in die woestyn aangeval is deur die vyand, wat het hy gedoen? Hy het die Bybel gebruik. Hy het die woord van God gebruik. Hy het gesê, daar staan geskrywe. As die duiwel wil my wil bang maak, dan sê ek vir hom, daar staan geskrywe. Hy wat in my is groter as jy wat in die wêreld is. Ek hoef dit nie my stem te verhef nie, ek hoef nie 'n ding daaromtrent te doen nie, ek sê, dit is wat die woord van God sê. As ek wil begin benoud raak oor die toekoms van my kinders en kleinkinders veral, dan sê ek, die Here sê vir my in Jeremia 29, ek weet, kom ek soek dit op dat ek dit reg kan lees. Ek weet wat my planne vir jou is. Ek weet. Ekskuus. Daarso. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil, en julle sal dan my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra. Daar's nog baie ander skrifte, wat ek so vir die vyand gee. En dit is hoekom hierdie boekie wat ek net nou van gepraat het, bid die woord, so kosbaar is. Die woord van God is dit wat God vir ons wil sê. Ek wil nie nou weer teruggaan na die krag van God nie, daar is so baie wat ons daaroor kan sê, maar daar is net dood eenvoudig nie tyd. Al wat ek daaromtrent wil sê, gaan lees weer Efesiërs 1. En daar lees ons van hierdie kragwerking van God. En dan lees ons in Efesiërs 1 vers 23, die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. En ons is daardie kerk. Ons is dus die volheid van alles wat Christus is. Die Amplified Bible, Engelse vertaling sê dit so mooi. Hy sê, which is his body, the fullness of him who fills all in all. For in that body lives the
full measure of Him who makes everything complete and who fills everything everywhere with Himself. Daar's mos niks daarby uitgesluit. En dit is tot ons almal se beskikking. Dan het God vir ons daar in Matteus 16 vers 19 gesê, ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Wat beteken dit? Dit beteken dat ons in vennootskap met die hemel is. Ons is in samewerking met die hemel. Is dit nie 'n ongelooflik wonderlike gedagte nie? Dat God wil hê ons moet met hom saamwerk. Nou, hoe gebruik ons hierdie sleutelmag? Dit beteken dood eenvoudig, jy kan, kom ek sê nou maar, die werk van die duiwel in 'n persoon. Nou, ons ken almal mense wat op verskillende maniere in die mag van die bose is. In 'n meerdere of 'n mindere mate. Jy weet, Paulus sê vir ons daar in Efesiërs 6, ons geveg is nie teen mense van vlees en bloed nie, maar teen magte. Nou kry jy 'n persoon wat aan alkohol verslaaf is, en jy's kwaad vir die mens. Hy's 'n slaaf. Hy's 'n gevangene. Ek het jare lank met 'n jong man 'n pad geloop wat vir 10 jaar aan heroïne verslaaf is. Dank die Here daarvoor. En hy het eendag vir my gesê, Tannie Corrie, die Engelse woord wat sê addicted, sê dit nie reg nie. Die Afrikaanse woord wat sê verslaaf, beteken presies wat dit is. En ek het dit in daai jong man se lewe gesien. Hy het 'n wonderlike musiektalent. En hy het nou al deur die jare met sy ellende so agteruit gegaan, dat daar nou by hom nie meer sprake van 'n gitaar van sy eie is te hê nie. En eendag toe gee iemand vir hom 'n pragtige gitaar versien. En hy het by my in die huis gebly. En ek het gesien hoe lief is daai kind vir daai gitaar, en hoe hy met daai gitaar sit, hoe hy speel, hoe hy hom blink vryf, dit was nou vir hom die kosbaarste besitting wat hy gehad het. En eendag, toe ek by die huis kom, sy naam is Pieter, is Pieter nie daar? En ek sê vir die vrou wat daar werk, ek sê, dis met waar's Pieter? Sy sê, missies, weet nie waar's Pieter nie. Ek het hom hier na die pad toe gesien loop. Ek sê vir haar, het hy goed by hom gehad? Sy sê, ja, hy het so 'n blou sak by hom gehad. Toe sy dit sê, toe weet ek is 'n gitaarsak. Toe daardie heroïenverslawing hom weer beet kry, toe gaan verkwansel hy daai kosbaarste besitting van hom, om dwelms in die hande te kry. En daai nag kom hy terug, ek het die agterdeur vir hom oopgelos. Die volgende môre sê ek vir hom, Pieter, hoekom jy teruggekom? En hy kyk my so, hy sê, Tannie Corrie, ek wil mos leef. En ek weet, as ek nie terugkom, dan is my pad net een pad. En so het dit gestaande geval. En hy is vandag suksesvolle jong man. En ek loof die Here en ek gee die Here al die eer daarvoor. Wie hou daardie mense gevange? Die duiwel. Die magte van die bose. Hoekom? Daardie jong man is so talentvol. Gaan kyk 'n bietjie wie is die verslaafdes. Gaan kyk wie's hulle. Meeste van die tyd is dit mense, jong mense, wat pragtige kinders van die Here kan wees, wat wonderlik deur die Here gebruik kan word. Maar die vyand hou hulle gevange, om te verhoed dat hulle word wat hulle moet word.
Ons taak is om hulle los te bid. En as jy nie hulle los bid nie, dan beklei jy hulle los. Dis soos wat dit met my en daai jong man gegaan het. In elk geval, ons wapenrusting. Ons ken ons wapenrusting. Ons lees dit in Efesiërs 6. Maar weet jy, ons het dit in die Bybel, maar het ons dit aangetrek. Trek ons dit aan. Een ding wat die sendingveld vir jou leer. Jy trek jou wapenrusting aan. Want anders gaan jy dit nie maak nie. My seun doen sendingwerk in Malawi, in die suidooste van Malawi, waar 99% van die bevolking moslems is. Daar's in elke dorpie in daai gebied 'n moskee. En hy het daarin gegaan so stok alleenig, met 'n tolk. En hy het vir my gesê, ma, as jy daar nie elke dag paraat is nie, as jy daar nie elke dag, elke wapen wat die Here vir jou gegee het, vat nie, en daarvoor gesleef nie, maak jy dit nie. Want wat die moslems nie teen jou doen nie toordokters teen jou, of probeer hulle teen jou doen. En weet jy, God is wonderlik. Hy was so 2 maande daar, toe stuur die moslems 5 moslem sendelinge soontoe. En nou so ruk het hulle opgegee. Hoekom? Hy wat in ons is sterker as hy wat in die wêreld is. Die Here het daar 'n wonderwerk bereik. Uit 'n gebedshuis daar gevestig. En elke dag is daar meer mense. Hulle kom van heinde en verre. Moslems wat na hom toe kom en sê, vertel vir ons, wat maak jy hier? Ons ken nie die krag van God nie. Maar ons, weet jy, ons hier by die huis is die logistieke span van die sendelinge wat in die veld is. Ons moet hulle lewendig hou, ons moet hulle voorsien deur ons gebede. Ons het baie jare toe ons in die sendingveld is gesê vir die mense hier by die huis, ons sien net die antwoord op julle gebede. Ons sien net die antwoord op julle gebede. Ek gaan nie nou, waar trek ons met die tyd? Ek moes al opgehou gehad het. Ek gaan nie nou in detail ingaan op die wapenrusting nie. Ons ken dit almal, ons kan almal daaroor lees. Daar's net nog 'n ding wat ek wil hier noem. Die bloed van Christus. Weet jy, daar's soms 'n huiwering by mense om te praat oor die bloed van Christus, omdat mense nie mooi verstaan wat dit is nie. Kom ek lees net wat sê Hebreërs 10 vers 19. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. Dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. Hoekom praat ons van die bloed van Christus? Weet jy, deur die hele Ou Testament weet ons dat dit net die bloed van 'n offerlam was, 'n offerdier, wat vir die sonde betaal het, wat vrygekoop het. En Jesus noem homself die offerlam. Hy is die lam van God. Gaan lees Openbaring. In Openbaring lees ons, hulle het oorwin deur die bloed van die lam, deur die woord van hulle getuienis, en dat hulle lewe tot die dood toe nie lief gehad het nie. Dit beteken nie dat ek sal doodgemaak word vir die Here nie. Dit beteken sterf ek aan myself. Ja, miskien gaan ons eendag die volle prys betaal. Maar dit beteken eintlik sterf ek aan myself. Want die Bybel sê vir ons, jy wat jou lewe wil behou, gaan dit verloor, en jy wat jou lewe bereid is om jou lewe te gee, sal dit behou. Maar die bloed van Christus, wat by wyse van spreuke is, dit beteken eintlik, as ek die offer wat Jesus Christus aan die kruis gebring het, vat as 'n gawe van God, dan moet ek ook bereid wees om my lewe
vir hom te gee. Romeine 6 vers 6 sê, ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kan word. Ons is nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe, daarom glo ons ook, dat ons saam met hom sal lewe. Maar het ons saam met Christus gesterf? Wie sit op die troon van my lewe? Ek? Of die Here? En ek moet vir u sê, ek moet kort vir myself sê, hey Corrie, klim af van die troon af. Klim af, daar is nie jou plek daar. Die Here is plek daar. Galasiërs 2 vers 19 en 20 sê Paulus, ek is saam met Christus gekruisig. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier leef, leef ek in geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê. En dan daai versie wat ek net nou gesê het, Openbaring 12 vers 11, hulle het self die oorwinning oor hom behaal, oor die vyand behaal, danksy die bloed van die lam en die boodskap waarvan hulle getuig het. En hulle het hulle lewens nie so lief gehad dat hulle onwillig was om vir hom te sterwe nie. Maar daar's nog net een ding wat ek hier wil noem. Iets wat ons geneig is om heeltemal te vergeet wanneer dit kom by die geestelike stryd of geestelike oorlogvoering soos wat dit ook bekend is. Weet u wat die krag van lofprysing is? Lofprysing, om God te loof en te prys. In volle aanbidding voor hom. Ek wil vir u net hierdie een storie vertel en dan gaan ek ophou. Andre Kempen is 'n wonderlike musikant. Hy speel pragtig klavier en sing en so aan. En so klomp jare terug het Andre vir my vertel. Sy broer was in 'n motorongeluk. En toe is sy broer in die hospitaal in 'n koma, maar hy het sulke ernstige breinbeserings, kopbeserings, dat die dokters vir hulle waarsku, vir die familie waarsku, dat as hy uit die koma uit sou kom, sou hy heel waarskynlik baie erg benadeel gewees het. Hy sou nie behoorlik kon funksioneer nie. En ander sê hy het by die huis gekom. En nou ek weet sy klavier staan so naaste aan die voordeur. En hy sê hy het so by die klavier gaan sit, sommer net uit moedeloosheid. En hy het vir die Here gesê, Here, wat kan ek doen dat u my broer red? En hy sê in sy hart het die woorde opgekom, loof my. En hy by daai klavier gaan sit, en hy sê hy kon begin deur met sy een vinger 'n paar note te druk. Hy het nie die moed, hy het nie die krag gehad om meer as dit te doen nie. En so geleidelik het hy met een hand begin speel en geleidelik met al twee hande. En hy het vir 24 uur onophoudelik die Here geloof en geprys met sang en musiek. Toe bel hulle van die hospitaal af, sy broer is uit die koma uit en keer niks. Maar nou maak ons die fout, ons loof die Here nadat die oorwinning behaal is. Ons moet die Here begin loof, terwyl ons in die stryd is. Het julle al opgelet, as 'n mens partykeer sommer so bietjie, kom ons sê dan nou maar, afvoel. Jy voel nou sommer net nie so lekker nie, jy voel so onder die weer. Dan het 'n mens mos ook 'n keuse. Nou ek weet, die ding wat vir my die vinnigste uit daardie miserabele toestand kry, is om 'n CD met lofprysing musiek op te sit, en ek sing saam met daai lofprysing, en ek is nog nie eers klaar met die eerste 2 snitte nie, dan is ek heeltemal in oorwinning, ek loof die Here, hy is my koning, en al hierdie dinge wat my nou so bietjie ondergekry het, is daarmee. Lofprysing is 'n kragtige wapen in die hand van God. Want weet u, ons lees in die Bybel dat God woon in die lofprysing van sy volk. En dan is daar 'n ander ding, die duiwel vlug wanneer ons die God loof. Ons is so gewoond daaraan om 'n paar liedjies te sing voor ons begin. Maar ons baie meer in daai paar liedjies is wat ons dink.
baie meer. Ons nooi die Here in. En ons sê vir die duiwel, jy is nie welkom nie. God eers hier. Ek wil nou net kyk op daar, ek moet net noem, die krag van die naam van Jesus. Dit is van die allergrootste belang. In ons gebede, in ons geestelike stryd. Ek het al soveel getuienisse gehoor van mense wat in baie ernstige gevaarsituasies was. En dat hulle net die naam van die Here aangeroep het. Hulle was in so 'n situasie waar hulle niks anders ter kon sê of doen as net die naam van Jesus aanroep nie. En dan gebeur daar wonderlike dinge. Ons lees in Filippense 2 vers 9 tot 11. God het aan hom, dit is Jesus, die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is die Here. Wat sê dit vir ons? As ons die naam van Jesus proklameer, wat beteken dit om te proklameer, om het uit te spreek, om het te verkondig, om het te verklaar? Dan gebruik ons die kragtigste naam wat daar kan wees. Die naam bo alle name, voor wie elke knie sal buig en elke tong sal bely. En nou praat ons ook van die geesteswêreld. In die naam van Christus is daar vir ons verlossing. Daar is vir ons regverdigmaking. Daar is vir ons genesing. In die naam van Jesus kan ons die duiwels uitdryf. Nou as 'n mens praat van duiwels uitdryf, dan dink die meeste mense, wag, wil niks van daai goed te weet nie. Weet jy, dis nie so 'n vreeslike storie nie. Kan ek vir julle een storieetjie vertel? Ons het in Bulgarië sendingwerk gedoen. En daar was nie 'n kerk, en daar was in daai hele stad, daai hele land nie 'n kerk nie, want dit is net na die val van kommunisme. En hulle het in die dorp waar ons was, het hulle 'n kamer in 'n hotel gehuur. So 'n konferensiekamertjie. En daar het ons bymekaar gekom 2 keer 'n week om kerk te hou. Maar hulle het per uur betaal en hulle moes uit. As jy jou uur om is, moet jy uit. En ons het die trap so afgeloop en weer die tolk sê vrou vir ons, sy wil met ons praat. Nou daar was nie plek om te praat nie. Jy moet of in die straat praat of in die voorportaal van die hotel. En die voorportaal van die hotel is nie groot nie, maar nou gaan ons daar's 'n bank en ons gaan sit daar. So nou praat ons Engels en die tolk in Bulgaars. En hierdie vrou vertel toe dat sy 'n fobie het, dat sy nie kan alleen wees nie. Sy moes haar werk in die hoofstad Sofia laat vaar om by familie te kom bly, omdat sy so 'n angs het as sy alleenig is, dat sy nie kan leef nie. En altyd moet iemand saam met haar gaan. En nou vra sy dat ons vir die Here moet vra om haar te help. Maar sy ken nie die Here nie, sy het toevallig daai dag saam met 'n familielid kerk toe gekom. Nou moet jy haar nou eers van die Here vertel. En dit nou hier in die voorportaal van die hotel waar die mense heen en weer loop. En nou is hier 'n snaakse ding aan die gang, so hulle staan so rukkie en kyk en dan loop hulle weer aan. Later is daar 'n hele klompie wat daar staan, ons dog nou maar hulle hoor ook nou maar die boodskap. En toe ons nou vir haar klaar vir die Here, na die Here toe gelei het en vir haar gesê het, toe sê sy, nou maar as God dan nou 'n God van liefde is, hoekom straf hy haar nou so, dat sy al hierdie jare hierdie angs gehad het, hierdie fobie? En nou weet ons moet nou vir haar sê, maar dis nou nie God nie, dis nou die duiwel wat dit gedoen. O, sê sy, wie is hy? Nou moet ons vir haar sê, wie is hy? En nou weet ons, die volgende stap is nou om vir die vyand wat haar nou al hierdie jare getormenteer het, te sê, sy tyd het nou verbygegaan. En nou ken ek daarom ook al teen die tyd die duiwel as iemand wat as hy 'n kans kry, dan kan hy moeilikheid maak. En ek sê in Afrikaans, Satan, jy sal uit hierdie vrou uitkom sonder 'n geluid
sonder enige manifestasie, in Jesus naam. Net soos wat ek het nou hier sê. En weet jy wat doen daai vrou? Sy gooi haar arms in die lug, sy sê, Libre, ek is vry. So 'n paar dae later loop ons in die straat, iemand roep ons, toe loop sy alleenig aan die straat, toe sê sy, kyk, ek is vry. Ek kan alleenig loop. Kan jy sien wat die krag van God is? Kan jy sien wat die krag is wat in die naam van Jesus is? Kan jy sien dat ons nie 'n sentimeter vir die vyand hoef terug te duins? Kan jy sien hoekom Jesus wil hê ons, die kerk, die liggaam van Christus hier op aarde, moet sterk staan en vas staan in oorwinning, want ons het werk om te doen. Die vyand is besig om hand oor hand in die wêreld en in ons land te wen, veld te wen. En daar's net een gesag wat hom kan teenstaan, en dit is die liggaam van Christus. Kom ons wees eerlik met onsself. Kom ons vra onsself af, is elke area in my lewe in die lig van God? Wat is my swakhede? Waar kan die duiwel my bykom? En dan gee ons daai goede vir die Here. En dan weet ons kan oorwin in die naam en in die krag van God. Weet jy, dit is wat die Here vir ons beplan. Dis wat hy ons voorgemaak het. Dis waarvoor hy vir ons gesterf het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek wil net sê, hoe groot is U? Hoe groot is U? Hoe almagtig is U? Here, leer ons om in U heerlikheid, in U krag, in U grootheid te wandel, as oorwinnaars oor die werk van die bose, tot uitbreiding van U koninkryk hier op aarde. Ons dankie dat U ons nie arm en wees en kragteloos gelaat het nie. Dankie vir elke wapen wat U vir ons gegee het. En leer ons om ons wapens te gebruik tot eer en verheerliking van U naam.